Verward en ontsteld het Maria gewonder wat die Engelse begroeting kon beteken. So hier sit Maria, jong vrou, hulle sê sy was so tussen die ouderdom van 16 en 18 jaar oud gewees, sit ergens in 'n huisie, en die volgende oomblik, nou moet julle weet, daar was 'n lang stilte, daar was omtrent 'n stuk van 400 jaar se stilte, vandat die laaste profete was hier in Malagi, tot Jesus gebore is. God het nie verskyn aan die mense nie, God was bietjie stil gewees. En hier sit Maria, sy het geen perspektief nie, volgens hierdie massive wit lig, hier is hierdie engel dude met vlerke, en hy staan by haar en hy sê, ek groet jou, geseënde vrou, en sy draai om en sy sê, wie is agter my? Kan dit ek wees? Regtig? Hoekom is ek geseënd? Ek is nie nou seker wat hier aangaan nie. En het gaan aan. Hy sê vir haar, eerstens, moenie bang wees nie Maria, het die engel gesê, want God het besluit om jou te seën. Yes! God kyk uit vir my, hy gaan my seën. Nou is hy so opgewonde, hoe gaan hy my seën? Hy sê vir haar, jy gaan swanger word. En obviously, jy weet, toe hy dit sê, toe begin daai rot op die wielietjie hier binne in haar kop, daai wielietjie hardloop, baie vinnig, en sy dink, okay, maar hoe werk hierdie storie mekaar? Jy gaan swanger word en 'n seun hê, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor Israel regeer en sy koningsheerskappy sal nooit eindig nie. En toe antwoord sy dan vers 34, Maria, sweet op die bolip, druppeltjies op haar neus, stres groot, vra vir die engel, maar hoe kan ek 'n kind hê? Ek was nog nooit by 'n man nie. En die engel antwoord haar, vers 35, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou toevou. Daarom sal die kind wat gebore word heilig en die seun van God genoem word. En sy dink daaraan en is soos, what? God kies my? En hy gaan my swanger maak met een of ander ding wat hulle noem die Heilige Gees. Ek het nie idee wat dit is nie. Nog nooit daarvan gehoor nie. Onthou 'n perspektief, Heilige Gees nog nie uitgestort nie. Verstaan nie wat die Heilige Gees is nie. En sy raak swanger en dan begin sy hierdie maagie groei. Net gou by the way, né? Vrouens wat daai tyd, veral in die klein dorpies waar hulle gebly het, swanger geraak het voordat hulle getroud is, was bestempel as 'n hoereerder. En hulle is buitekant die stad gelei en die ouens het klippe opgetel, die size van cricketballe, en het hulle dood gegooi. Kan jy imagine hoe begin stres die arme girl? Sy swanger, hier is 'n ouetjie wat sy like, wat gaan nou met hom gebeur? Wat gaan met hierdie verloving? Hoe gaan hierdie storie nou werk? Jy imagine nou weet, nou stap sy daar uit met haar maagie. Hoe stap swanger vrouens? Die dominee kom verby. Kyk haar so. Ekskuus, dominee is die Heilige Gees. Jy weet die Vrystaatse oomies so gesê, daai storie gaan nie hier vlieg nie, nooi. Wat het jy gedoen? Waar was jy gewees? Waar het jy rondgeloop? Josef, kom hierso. Erg. Kan jy dink die stres, die trauma, jy weet die mense wat na haar kyk, stap sy verby, almal mos so. Hoe sleg dit vir hom moes gewees het. Hoe moeilik dit vir hom moes gewees het. En nou het sy het hierdie engel, sy het hierdie belofte, sy is nie regtig seker, jy weet wat hier aangaan nie, want die Heilige Gees dan nou swanger gemaak, en sy weet, sy's 'n maagd, sy was nog nie by 'n man gewees nie, maar hier's ietsie wat binne in groei in haar, en daai woorde begin resoneer, en dit vat pos hier binne in haar, né? Sy begin besef, what? Dit is eintlik 'n massive voorreg, en sy raak so bly en so opgewonde, sy skryf actually 'n liedjie daaroor, en hierdie liedjie is so profound, en ek het gedink ek gaan dit vir julle voorlees, maar ek kan dit nie doen, soos Maria wat swanger was nie. Loop stadiger, Maria. Ek lees van Lukas 1 vanaf vers 46. Maria het geantwoord, ek prys die Here, ek juig in God my verlosser, want hy het omgesien na sy nederige diensmeisie, en nou sal geslag na geslag my geseënd noem. Want hy, die magtige een, het groot dinge vir my gedoen. Heilig is sy naam. Sy ontferming strek van geslag tot geslag. Swangerskap. Oor almal wat hom eer. Sy kragtige arm doen geweldige dinge. Hy verstrooi die trotse en hooghartige mense. Hy het prinse onttroon en nederiges verhef. Hy die wat gebrek ly met goeie dinge versadig
en die ryk is met leë hande weggestuur. Hy het sy dienaar Israel gehelp. Hy het nie sy belofte vergeet om ontferming te bewys nie. Want hy het ons voorvaders beloof, vir Abraham en sy kinders, om vir altyd goed te wees teenoor hulle. Dankie, Here. Unbelievable. Iets wat hier binne in haar gebeur. Haar perspektief wat verander. Daai hele profesie wat sy skryf oor hierdie seentjie wat binne in haar is. Wat haar nagte wakker hou, wat sy elke nou en dan, jy weet, hierdie kant toe trap en daai kant toe trap. Dan onthou sy hierdie liedjie wat sy geskryf het. Die redder, die een wat sou kom, wat hulle al so lank van vertel het. Die hoeveelheid profeseë wat oor hom uitgespreek is, duisende en duisende jare van tevore. En toe sy nou ver swanger is, skielik kom maar 'n nuwe keiser, en hy sê, nee, ek kort almal se name, julle moet teruggaan na waar julle, jy weet, oorspronklik vandaan kom, en om julle name daar in 'n boek gaan opskryf. Kan ons nie net WhatsApp nie, asseblief meneer? Nee, jy moet fisies dit gaan skryf. Alright, haal die GPS uit, kom ons kyk gou, hoe ver is dit van Nazareth na Bethlehem? Dit is so 156 kilometer. So as jy Uber gebel het, 2 ure, 2 minute, dan is jy daar. Die probleem is, hulle het met 'n donkie aangepak. Het gesê is tussen 7 en 10 dae se travel op 'n donkie. Nou, ek weet nie, kan jy jouself dit imagine? Kan jy nou dink Josef besluit toe die Here praat met hom ook, God sê vir hom deur 'n engel, jy moet by hierdie vroutjie bly, dis van my af, moenie worry nie, dis Jenny en die Heilige Gees. Dis 'n storieetjie wat sy opmaak omdat sy rondgeloop het nie, of draad gespring het nie. Sy's regtig swanger deur my. En hy kom, nou sê hy vir haar, Maria, nooi, ons moet nou travel. Wat het jy vir ons gereël? Dit is nie baie ryk nie, 'n donkie. Nou moet sy met daai lyfie, ek weet nie hoe klim jy op 'n donkie nie, as jy swanger is nie. En is nie net sommer, ons ry gou net kafee toe nie, dis vir 7 dae lank, ry sy met daai lyf op die donkie. En die aande pak hulle af, ek weet nie, maak Josef daar skaapvelletjies bymekaar, jy lê daar Maria, hy lê hier op die klippe. Lê sy die kant toe, en sy het nie daai halwe maan kussing met die vrouens nou het, jy weet, die been op daar, hier soos lekker slaap in die maag hier nie. Nee, jy weet, ergens hier graspol hier indruk en skaapvelletjie hier oprol daar, dis 'n ongemaklike storie. En sy dink by haarself, Here, moet ek so suffer met u kind binne in my? In geval. Nou uiteindelik kom hulle na omtrent 9 dae, kom ons sê 9 dae, kom hulle in Bethlehem aan. Moeg, seer. Kan jy dink, die enigste ding waaraan Maria kan dink is, 'n warm bad, jy weet, bietjie laventelolietjies daarin gooi, my voetjies opsit, Josef wat op die punt van die bad sit en my voetjies vryf, want hulle is geswel. Net bietjie rustig raak, gee vir my 'n koppie rooibos tee asseblief, sonder suiker, sonder melk, dat ek net rustig kan raak. Nou loop hulle rond. Hulle soek hulle self dood. Josef, as hy 'n foon gehad het, sou elke app gedownload het, alle Airbnb's is vol. Daar's niks. Kry nêrens iets nie. Sy's moeg, dis laat, hulle moet nou gaan slaap. Ek wil hierso ons al pyne hier in haar maag, wat gaan nou gebeur? Die krampe is besig om te kom, kontraksies. Uiteindelik kom hulle by 'n herberg, die herbergier kyk hulle so, hy sê, ek kan julle nie help nie. Ek kan julle donkie help, maar ek kan julle nie help nie. Hulle sê, as jy die donkie kan help, kan jy ons help. Nou is hulle in by die stal. En daai aand word Jesus gebore. Nie in 'n, jy weet, blou geverfde kamertjie nie. Daar's nie 'n doekstasie en 'n changing station met 2,5 miljoen wet wipes daarso nie. Daar's nie beertjies en klokkies wat hang en 'n liedjie wat speel, kling, 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 jy weet nie, terwyl Jesus kop en kan speel terwyl sy mamma sy doek rou nie. Daar's niks. En al wat lê het is donkie, jammer, jy moet nou van die grond af eet, jou kosbak word Jesus se bedjie. Sy draai daai kosbare lyfie, draai sy in doeke toe, in linne, sê die Bybel. En sy sit hom daar binne in daai dingetjie in daai kribbietjie. Al die diere almal kyk. Kindjie het nou net gedrink, sy maagie is vol, en hy raak aan die slaap. Jy weet hoe gaan dit met 'n slapende babatjie in die huis? Die baba slaap.
Ek onthou, my skoonpa is ook hierso vanoggend, maar toe ons eerste seentjie gehad het, het ons 'n lofthuis gehad. Jy weet, ons so hout loft bo. En daai vloer het baie gekraak. En hulle het later vir hulle sulke kolletjies gemaak om te sê jy moet daar trap en dan daar trap en dan dat die vloer nie kraak nie, die baba nie wakker word nie. Shh, die baba slaap. En dan kan jy imagine, is hierdie rustige oomblik, en die volgende hey, shh, maak die deur oop. En raai wat gebeur hier buite? Ek wil daar staan 3 Indiërs. Good day, we come from the Far East, we saw a star and we brought some presents for the baby. Shh, die baba slaap. Oh, sorry madam, we got so beautiful in here. Hier kom hierdie ouens en waar kom julle vandaan? Ons is in 'n stal. No, we saw a star. Hy het na die dag geskyn, so vir 'n paar minute lank, en toe sal wolke. Hulle het daai ster gevolg, en ek weet nie van jou toe jy daai ster gekyk het. Ek het hom so stin kyk, dink ek sien 'n ster. Dit is so ver. Niemand sal nee, ons kan sê. En hulle stap na daai ster toe. En hulle, ek weet nie hoe dit gewerk het nie, maar hulle het reg gekry. Hulle stap so na die ster toe, tot hulle so, okay, hier is die ster, hier is die stal. Stap hulle in die stal in. Incredible. Hulle sê, ons volg hierdie ster nou al, hoe lank? Julle weet, hy gaan eers 'n rukkie later en dan weer 800 jaar later verskyn. Mense gaan selfoonfoto's van hom neem volgende keer. Kyk na die ster, hulle is daar binne, en hulle sê, hierdie is 'n massive gebeurtenis. En hulle kom gee 3 geskenke, goud, mirre en wierook. Goud, hier's 'n geldjie in die sak vir hy ekstra doeke en wet wipes, en julle gaan nog travel, maar hou dit daarso. Wierook, laat dit lekker kan ruik hier in die stal. Die beesmis en skaapmis doen dit nie vir ons nie. En dan mirre was 'n tipe van 'n salf wat hulle gemaak het uit boomgom uit. Dit was soos echinopsis kwadraat. Enige siektes wat jy kry. Corona, jy kan maar vergeet, hulle moet dit dalk try. Drink daai goed, snyf daai goed, nebulize daai goed, dis dit en gee dit vir hulle. Weerens, dink nou aan Maria, hier sit sy, haar kindjie, Maria, mirre, hierdie Indiërs gee vir al hierdie goeders hierdie wyse manne. Incredible oomblik. Meanwhile, buitekant, né, is daar die mees eenvoudigste mense, herders op die oop velde. Ons kom nou net uit 'n reeks uit skaapskool. As jy het gemis het, gaan kyk op Facebook, al die recordings wat ons daarvan het. Ek wil God vergelyk ons soveel keer met skape, en hoe ons as skape hom volg. En hier's net nog 'n voorbeeld. Hier kom die engele, hulle verskyn aan die eenvoudigste mense, wat buite in die veld sit, hulle sing vir hulle liedjie. Ek bedoel, man, was dit seker 'n konsert om buite gewoon het. Kan jy dink aan al die special effects wat daai engele uitgehaal het, om vir hierdie konsert te gehou het? Al buite in die open air. Ongelooflik, maar in 'n geval. Aan die agterkant is daar 'n koning. Hy's koning Herodes. Hy hoor van hierdie storie en hy besef hierdie batalje is te rof vir hom. Hy het erg identiteitskrisis. Self-assurance was nie hoog op sy lys op Gallup se Strength Finder nie. Hy het nie goed gedoen daarmee nie. Hy hoor by die wyse manne dat daar 'n nuwe koning is. It's like, can't be. Kom ons maak al die kindertjies in hierdie hele streek onder 2 jaar. Kom ons maak hulle dood. Jy weet, kan jy aan die brutality dink? Imagine jy's 'n soldaat. Hulle gee vir jou swaard, sê luister hier, gaan maak al hierdie kindertjies dood. Al die Hebreëse kindertjies gemaak hulle dood. En dan moet jy in 'n huis instap, hier lê 'n babatjie en jy weet, steek hom met die swaard dood of chop hom in die helfte deur of vat hom sy voete. Ek weet nie hoe gruesome dit was nie. Dit moes erg gewees het. Verskriklik. Kan jy dink aan Maria? Sy hoor wat hulle gaan doen. Sy begin van mense hoor binne die omgewing wat sy kinders al dood is. Jy weet, dit huil, dit ween, dis nog in trane daai hele plek vol. Dis ongelooflik hartseer. Maar God kom en hy waarsku haar. Hy sê, go, hardloop weg. Ek het 'n plekkie vir julle voorberei. Gaan Egipte toe. You gotta go walk like an Egyptian. Hier gaan hulle. Weereens, jong babatjie, nou net, kom donkie, gaan ons alweer. Ek weet nie ver hulle getravel Egipte toe nie. Nou skielik, is hy nie net in 'n vreemde dorp nie, sy's in 'n vreemde land. Hulle praat 'n ander taal. Hulle eet 'n ander soort kos daarso. Dis alles vreemd. En sy kyk na Jesus en sy sê, alles vir jou. Ek moet al hierdie goeders vir jou doen. Come on. Here, gee 'n bietjie terug. Moet ek al hierdie goeders, moet ek al hierdie saffer op die donkie gaan kraam daarso in 'n stal tussen die, jy weet,
bakteriese infeksie wat rondloop op krikke, so sieklik is dit daar binne. Nou moet ek na hierdie Egipte land toe gaan. Alles vir Jesus. Die storie gaan aan, hulle bly 'n paar jaar lank daar. Hier kom die engel verskyn weer aan hulle. Hy sê, "Shop, julle kan nou weer huis toe gaan." So kyk vir Josef, so sê, "Pak jou goed en trek vir Josef. Hier gaan ons alweer." Trek hulle terug. Kom terug daar so hulle besluit, hulle gaan Nasaret toe gaan daar gaan bly, gaan nie weer terug Bethlehem toe nie, gaan Nasaret toe, is bietjie verder. En terwyl hulle daar bly, besef hulle, okay, dis nou die tyd, ons moet nou weer ons moet nou hierdie kindjie gaan toewy, ons moet hom tempel toe vat, en hulle luister na die liedjie, Jerusalem, Ikayalam, hier is baie liedjies in hierdie preek. Hulle gaan Jerusalem toe. En nou is dit 'n groot trek mense wat Jerusalem toe gaan. En hulle is groot, Jesus is al groot, hy kan rondhardloop, hy kan vir homself sorg, hy kan self praat en water drink en toilet toe gaan, al die goeders doen. Yes, kan jy dink hoe dit moes 'n lekker ene gewees het? Toe hulle weer daai 7 dae afgegaan het, groot klomp mense, almal kuier saam, in die aande maak hulle kampvuur. Ek bedoel, in Maria sê net, sien julle daai bos daar? Ek het onder hom geslaap so 'n paar jaar terug, toe daai enetjie wat nou daar rondhardloop nog hier binne in my maag was. Ongelooflike mooi stories. Hulle kom daaraan, hulle wy vir Jesus toe, hulle kuier so lekker saam, op pad terug, 'n dag of 2 later. Kyk hulle rond en hulle kyk al die kinders speel, en ek dink, jy weet, Josef kyk so vir Maria, hy sê, "Waar's Jesus?" En sy kyk vir hom en sê, nee, waar's Jesus? Ek vra vir jou. Het jy nie vir hom gekyk nie? Nee, jy moes vir hom gekyk het. Nee, jy moes vir hom. En blame game kom agter en hulle vra almal rond en Jesus is missing. Can you imagine, al die mense kyk na hulle en sê vir hulle, "What? You've lost Jesus?" Hoe verloor jy Jesus? Almal probeer hom vind en julle verloor hom, maar in 'n geval, gaan haal hom, Jesus is besig met 'n klomp wyse manne te teach binne in die tempel. Maria hardloop weer na hom toe. Jy weet, daai bekommernis binne in haar kry hom. Alright, kom ons fast forward 'n bietjie. Jesus word groot. Terwyl hy besig is om groot te word, verloor hy sy pa. Sy pa gaan dood op 'n vroeë ouderdom en Jesus word die man van die huis. Hy moet nou skielik sorg, hy vat die skrynwerker werk oor en hy maak tafels en hy, jy weet, stoele. Kan jy dink hoe awesome was dit om by Jesus goed te moes koop, né? Ek beloof jou, hy was altyd op sy deadline. Klaar. Hy het jou nooit 'n rip-off gegee nie. Al sy goedjies was mooi in plek gewees. Die stoele het nie gewankel nie. Moes al nice gewees het, né? Jesus was seker 'n baie goeie skrynwerker gewees. Jesus het ook 'n paar boeties en sissies gehad. Dit moes my sleg gewees het. Can you imagine? Hoekom is jy so stout? Kan jy nie meer soos Jesus wees nie? Maar ek probeer. Vat 'n rukkie, maar ek sal daar uitkom. En op 'n stadium, toe Jesus 30 jaar oud was, toe gebeur dit. Gaan na sy ma toe en hy sê, "Ma, jy onthou daai goed waaroor die engele gepraat het? Jy onthou daai profesie, jy onthou daai liedjie wat jy oor my geskryf het? Jy onthou al daai goeters? Dit moet nou gebeur." En Jesus gaan na die Jordaanrivier toe, Johannes doop hom, en na hy gedoop is, skop alles in aksie. Jesus begin bedien. Jesus begin loop rond. Hy begin 12 disippels by mekaar maak. Oral waar hy gaan, is daar wonderwerke. Daar's mense wat blind is wat sien. Daar's mense wat honger is wat kos kry. Daar's storms en hy maak hulle stil. Hy loop op die water. Hy dryf die duiwels uit. Hy laat 'n klomp varke selfmoord pleeg want hulle wil nie eens die duiwels hê nie. Ek moet massive goeders. Daar's mense wat buig voor hom en begin besef dat hy is die koning. Ek moet duisende mense begin agter Jesus aanloop. Kan jy imagine hoe trots was Maria geweest, hè? Kan jy imagine as hy hierdie, jy weet, Jesus kyk en sy vertel die stories vir mense. Jy weet, hulle gaan drink tee hier by die plaza. Hulle eet red velvet koek en sy vertel die stories van haar vriendinne. Wow, weet julle wat dit Jesus hierdie week gedoen het? Nee, vertel ons. En sy is so trots. Haar hele lewe loop oor van, wow, hoe cool is Jesus. En op 'n stadium begin sy na die goeders kyk en ek weet nie of sy moeilik geraak het by die huis of sy hom weer terug nodig gehad het dan of hulle bietjie deur 'n finansiële knorsing gegaan het nie. Sy hoor 'n paar goeders wat hy sê en sy dink by haarself, ek is nie seker Jesus, ek dink jy vat dit dalk nou te ver. En sy begin twyfel in wie Jesus is. En sy vat Jesus se boeties en sissies en sê, ons moet hierdie man gaan haal. Dis tyd dat hy bietjie huis toe kom. Dinge maak nie sin nie. Wat is hierso? Jesus se ma en broers in Markus 3 het juis toe daar aangekom.
Hulle het buite bly staan, so hulle gaan nie eens in nie, hulle staan so op 'n afstand. Ons wil ons nie vereenselwig Jesus met waarmee jy nou besig is nie. Ons is hier op 'n mission. Jy moet nou kom. Vir hom laat weet dat hy na hulle toe moes kom. Daar het 'n skare rondom Jesus gesit. Hulle sê toe vir hom: "Kyk, u ma en die broers en die susters staan buite en hulle vra na u." So die mense sien, hier's Jesus se ma en se broers, jy weet die regte. Hallo, jy moet nou gaan, Jesus. Hy sê: "Ek gaan nie, hulle het 'n bedekte agenda. Hulle wil my hier wegvat." Jesus het geantwoord: "Wie's regtig my ma en my broers?" Daarop kyk hy na die wat rondom hom sit en hy sê: "Julle is my ma en my broers. Elkeen wat aan God gehoorsaam is eintlik my eintlike gesinslede." Kan jy dink wat 'n verwerping het skielik in Maria se hart gebeur? Ek bedoel, Jesus sê dit, hulle hoor dit, en hy sê soos, julle perspektief is nou verkeerd, julle is nie nou family nie. Kan jy dink die verwerping wat skielik in daai ma se hart aangegaan het? Luister die ou seun, weet jy wat het ek vir jou gedoen? Die donkie, die kraam, die Egipte, jy wat wegraak, en ek dink daar was nog baie ander stories gewees. Kan jy dink hoe moes die dinge hier binne in haar hart beweeg het? En hoe seer gemaak sy moes gewees het. Gelukkig lees ons ook, dit was net 'n tydperk gewees. Sy kom oor dit. Sy begin weer in hom glo. Sy begin soek weer en kyk weer waarmee hy besig is, begin weer tee drink, begin weer die stories vertel, en net toe hierdie storie lekker aan die gang kom, en die storie net lekker begin beweeg, toe gaan Jesus dood. Kan jy dink hy ma, kan jy dink Maria, sy's daar op haar knieë, jy weet, sy kyk aan na die kruis, sy huil, sy het gesien hoe hom net met die sweep geslaan het, hoe hartseer sy moes gewees het. Ek wil al die hoop, alles waartoe sy uitgesien het, al die vertroue, al die profeseë, alles word skielik, soos net hier voor haar word dit alles verwoes. Dis alles een vet gemors. Die disippels voel ook so, maar hier's 'n ma, in 'n ma se hart, wat bloei vir haar kind wat op 'n kruis is. En tog gee Jesus nog steeds om. Hy gee nog steeds om vir sy ma. Ek dink hierdie moes 'n massive emotional oomblik gewees het. Johannes 19. Naby die kruis van Jesus het sy ma se suster en Maria, die vrou van Kloppas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy ma sien, en die liefling disipel is Johannes, hy skryf oor homself en noem homself die liefling disipel, wat by sy ma staan, sê hy vir haar, Jesus sê vir haar, vrou, Maria, ma, daar is jou seun. Wys na Johannes. Hy gee steeds so om vir haar, selfs in hierdie oomblik net voor hy doodgaan. Hierdie closeness, en hy sê, ek sal vir jou sorg. Ek het hierdie ou aangestel as my beste disipel wat ek het. Hy gaan vir jou sorg. Dis nou jou seun. Daarna sê hy vir sy disipel, kyk, daar is jou ma. En van daardie uur af het die disipel Jesus se ma by hom aan huis geneem. En dit is asof alles in daai oomblik net it's gone. Kan jy dink hulle gaan huis toe? En Maria gaan sit in die huis. Sy sê, los my net bietjie alleen. Los my net 'n bietjie alleen. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save the sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know?
know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you holding is a great I En 3 dae later, toe verander alles. Toe is die hoop terug. En Jesus oorwin die dood. En hy heers vir ewig aan die regterhand van God sy Vader. En ons, sy mees kosbaarste besitting, raak die fokus van sy bestaan. Alles wat hy gedoen het hy vir ons gedoen. Het hy vir jou gedoen, Maria. Jy dink jy het dit vir hom gedoen en eintlik het hy dit vir jou gedoen. Jy sien daai selfde Jesus wat in Maria gebly het, kom bly nou in ons. Dieselfde Heilige Gees wat haar swanger gemaak het, kom bly binne in jou en is die verteenwoordiging van Jesus binne in jou. En soms voel jy, of jy nie seker is oor hierdie Jesus in jou wat jy dra nie. Of die kere wat jy mense van hom vertel, en hulle jou dalk nie glo nie. Of dalk is jy op 'n plek, dalk was jy op 'n plek waar jy getwyfel het, gesê het, ek is nie meer so seker nie. Ek voel vir my partykeer die Jesus hier binne in my het sy kop verloor, ek weet nie waartoe hy my op pad is nie. Twyfel. Dalk het jou aan 'n plek geneem waar jy smart beleef het en jy verstaan nie hoekom nie. Here, ek verstaan nie hierdie smart in my lewe nie. Ek dien U dan al die pad. Ek is dan die heeltyd, ek wil my alles gee, ek wil jou so naby aan my hê en dan gebeur al hierdie slegte dinge met my. En dan gebeur daar goed hier binne in jou. Dis okay. Dis als okay om so te voel. Want daardie seer word altyd omgedraai. Omdat Jesus die dood oorwin het. Hy het die pyn. Hy het die pyn oorwin. Hy het die twyfel gaan hy weer verander in vertroue. Hy gaan jou nie alleen los nie. Jou suffering het hy oorgeneem en die finale suffering aan die kruis vir jou gegee. Jou wanhoopige toekoms verander in die beste lewe waaraan jy kan dink. Omdat jy die grootste geskenk, die beste geskenk binne in jou dra. Dat God mens geword het en kom bly het binne in ons, sy kinders. Dieselfde Maria wat in Jesus was, maak sy 'n blyplek binne in jou. En die grootste vraag wat ek jou kan vra in hierdie tyd, met hierdie hele agtergrond, met Jesus wat binne in jou bly, is dit: hoe